Hallo kerkfamilie, ek was nie baie goed in wiskunde nie, maar ek weet iets. Het ons enige meetkundeonderwysers hier vanoggend? Enige wiskundeonderwysers? Ek is nie seker of hierdie 60, 50 of 40 grade hoek is nie, maar dit is definitief nie parallel of simmetries nie. Everyone? Baie welkom, gee my 'n geleentheid om net ons aanlyn gehoor te verwelkom. My gebed vanoggend is dat die Heilige Gees in julle harte sal werk en dat julle die woord en sy teenwoordigheid ook saam met ons as 'n familieoggend vanoggend sal ervaar. Ons is besig met Hart van die Huis. Dit is 'n goeie plek om te sê amen. Ons is besig met Hart van die Huis en ons gaan 'n reeks doen hierdie Sondag en volgende Sondag. En ons het gesê ons is 'n kerk, 'n next gen kerk. Kerk vir die volgende generasie. En ek het vanoggend se preek getitel Is jou hart by jou huis? Is jou hart by jou huis? Sien God se hart vir sy huis, die kerk en die gesin, is dat dit 'n plek sal wees van lewe, van identiteit en van voortplanting. God se hart vir sy huis, vir die kerk, vir die liggaam van Jesus Christus, ek en jy, was altyd 'n plek van lewe, van identiteit en van voortplanting, waar sy beeld sigbaar word vir geslagte. Waar God se beeld sigbaar geword het vir ons deur Abraham. God se beeld vir geslagte. En die woord sê die volgende in Genesis 1 vers 26 tot 29 het sê, en toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou het hy geskep. En toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit en heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere op die aarde. En ook die diere wat op die aarde kruip. En verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, en dit sal julle kos wees. Dit sê, en toe het God gesê, kom ons maak die mens. Nou wil jy moet verstaan vanoggend dat alles van 'n fondasie afwerk in die wêreld. Het jy al gehoor van die law of superstition? Weet julle dat wanneer jy 'n kontrak het en jy wysig hom, dan word die gewysigde kontrak heers oor die vorige een. Dit werk nie altyd by die werk so nie, nee. Strek in Oktober, dan kry jy Mei maand se gewysigde kontrak. Maar wanneer ons iets wysig, dan heers dit oor die vorige. En ons moet verstaan, wanneer God ons as mens skep, sê die eerste ding wat hy doen is, hy sê, ek skaap die mens en ek seën hulle. En nêrens het God die woorde weer teruggetrek, nêrens God gesê, ek het julle geseën, en toe wil ek julle nie meer weer seën, en as julle gehoorsaam is, dan seën ek julle weer, en wanneer julle ongehoorsaam is, dan hou ek op om julle te seën. Ja, die God sê, ek het die mens geskaap en ek het hulle geseën. So ek wil net vir jou buurman kyk en die volgende sê, jy is geseënd. En hulle kan niks omtrent dit doen nie. Ek en jy is geseënd en God sê, kom ons maak die mens. Nou wil gou die fondasie van hierdie vasmaak, wanneer ons praat oor gewysigde, wanneer ons praat oor heers, kom ons, daar's non-negotiables in hierdie wêreld. Wie van julle gooi elke dag petrol in jou dieselvoertuig? Steek van jou hand lekker hoog op. Hoekom nie? Want hy werk nie met petrol nie. Dis 'n non-negotiable. As dit 'n dieselvoertuig is, dan gooi jy diesel in hom. As dit 'n petrolvoertuig is, dan gooi jy petrol in hom. Ons hoef nie oor dit te debatteer, dit is wat dit is. En God sê, kom ons maak die mens, en dit wys dat God se plan vir elke huis begin by sy hart en sy beeld vir ons. En voor God 'n nasie, 'n kerk of 'n altaar skep, skep hy 'n familie. Hallo kerkfamilie, die eerste ding wat God skep en seën is 'n familie. Nie 'n kerk nie, nie 'n nasie nie, nie 'n altaar nie. Hy skep 'n familie in sy beeld en sy identiteit en wie hy is, en hy seën hulle en sê, kom ons. Kom ons beteken God, Jesus, Heilige Gees. Dit sê nie en God het nie, dit sê, kom ons, God, Jesus, Heilige Gees. Kom ons skep mens in ons beeld. Met ander woorde, God drie-enig skep ons, hallo kerk, is familie in sy beeld. Ons dra God se beeld, ons verteenwoordig God drie-enig wanneer ons op hierdie aarde is. God drie-enig is 'n verhouding en daarom skep God 'n familie in verhouding met hom.
Voor hy 'n altaar skep, voor hy 'n nasie skep, voor hy 'n kerk skep, skep hy 'n familie. Jou huis is nie toevallig nie, dis 'n refleksie van die drie-eenheid van God. Hallo kerk, hierdie huis en jou huisgesin reflekteer is 'n refleksie van God drie-enig. Waar jou hart geplant is, daar sal jou huis groei. Is jou hart by jou huis? Wanneer ek partykeer reis, en ek is weg van my vrou en my kinders af, en van staan en reis saam my, dan kla ek, want ek is weg van my huis af, maar my hart is nog by my huis. Wanneer ek nie my kinders nie in bed kan sit, of hulle kan Bybel lees, of hulle kan bid nie, dan sal verlange iets in my wat terug verlang na my huis. Na daai plek waar God drie eenheid heers, na daai plek waar iets reflekteer van wie God is. En dit sê, daar waar jou hart geplant is, daar sal jy groei. Efesiërs 3 vers 14 tot 15 sê, en daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te dank het. Het sê, en daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges en op aarde sy bestaan te dank het. Met ander woorde, waaruit elke familie in die hemel op aarde sy naam ontvang. In die beeld van Jesus Christus. En ons buig ons knie voor daai beeld, want dit is uit daai plek uit waar ons familie ontstaan. Jou gesin dra God se naam. Hallo kerk, wil volgens vir jou sê, jou gesin dra God se naam. Dis meer as 'n adres, dis 'n afdruk van God se identiteit. Jou familie, jou man wees, jou vrou wees, die manier hoe jy met jou kinders werk, dra God se identiteit. Dis 'n beeld van wie God is vir die wêreld. Dis nie 'n adres nie. Die mens is geskape as verteenwoordigers van God se beeld. Ek weet nie of jy al ooit na 'n beeld gekyk het nie. Maar as jy kyk na 'n Griekse beeld, wanneer jy 'n beeld sien, in jou hart en in jou gedagtes gebeur daar iets. Dit vertel vir jou 'n storie. Vir party van ons geskiedenis verander net iets wat pragtig is, wat prominent is. My vraag aan jou vanoggend is, as iemand van die buitekant af kyk in jou huis in jou huisgesin in en in Hallo Kerk in as 'n familie, sien hulle God? As iemand vandag hier moet instap wat nog nie Hallo Kerk was nie en hulle kyk na hierdie huis as 'n familie of jou huisgesin, sien hulle die beeld en identiteit van God? Of is ons huis maar net 'n adres? Sien maar, wanneer die beeld van God nie hier gesien word nie, dan word hierdie 'n adres. Nie 'n plek van identiteit. 'n Plek wat weerspieël en verteenwoordig hy, God drie-enig, wat ons geskaap het in sy beeld en sy gelykenis, sodat ons kan heers en sodat ons geseënd kan wees en sodat 'n wêreld kan sien wie God is nie. Josua 24 vers 15 sê die volgende: of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Sê as jy dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan wie jy goed vind om te dien. Maak 'n besluit. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kant die Efraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Maar nou Joshua neem 'n standpunt en hy sê, as jy nie hierdie God wil dien, kies dan wat jy wil dien. Maar ek in my huis, ons gaan die Here dien. Hallo kerk, kan ek en jy 'n besluit maak, dat ons gesinne, ons families gaan sê, ek in my huis, ons gaan die Here dien. Hallo kerk, as 'n familie gaan die Here dien. Wanneer mense by hierdie gemeente instap, gaan hulle die teenwoordigheid van Heilige Gees ervaar, want wie ons is verteenwoordigers van 'n lewende God. God drie-enig, Jesus, God en die Heilige Gees. Kan ek en jy 'n beeld wees vir 'n wêreld? 'n Wêreld wat dit nodig het. En dit klink nou soos 'n mammogram en dan gaan wees so klink, want hier is dit, want dit sê die wêreld wag vir Openbaring. Daar was nie die regte woord nie, jammer, nee. Okay. Wat is die gram? Nie die mammogram, nie die ander een. 'n telegram. Julle sit so vir my en kyk, mans het nie idee waarvan ek praat nie, die vrouens sê soos nee, dis nie daai een nie. Okay. Daai gram, kilogram. Maar dis wat dit sê. Dankie Tannie Christa. Dit sê die wêreld wag
vir 'n openbaring van die seuns en dogters van God. Kom ek sê dit anders, die wêreld wag vir openbaring van die familielede, die gesinlede van Hallo Kerk, om geregtigheid, vrede en vreugde in en deur die Heilige Gees vry te stel, sodat God se beeld vir generasies gesien kan word. Dis wat die woord sê. God gee aan mense die voorreg om sy karakter op aarde te vertoon. God gee ons die voorreg. Dit sê God skep ons in sy beeld, in sy gelykenis, sodat ons kan heers. En dan gaan dit later en dan sê dit, en ek het hulle geskape in my beeld, sodat hulle kan heers. Maar die woord gelykenis kom nie daarvoor nie. Want ons is liggaam, siel en gees. Ons is in God se beeld geskape en God is gees. En daarom is die oorlog in gees, nie in vlees nie. Maar die gelykenis beteken, ons word soos God wanneer ons hom aanneem, wanneer ons kies om God te verteenwoordig, dan word ons sy gelykenis. Ek en jy sort nie ons lewens uit, Hallo Kerk, en dan gaan ons na God toe nie. Dis wanneer ons na God toe gaan, word ons lewens uitgesort. Die wêreld sê vir jou dit, hoor jy sort jou lewe uit, ruk jouself reg en kan jy kerk toe kom. Nee, die woord sê, kom kerk toe, sodat God jou lewe kan uitsort. Laat Heilige Gees in jou hart toe, en dan sal jou lewe uitgesort word. En dan word ons in daai gelykenis, soos wat ons na die Here toe stap. Ons word geheilig, soos wat ons beweeg in sy teenwoordigheid. In elke huis behoort die wêreld te herinner aan wie God is. Elke huis behoort die wêreld te herinner aan wie God is. Om jou huis in diens van die Here te stel, is om sy hart sigbaar te maak vir die wêreld. Hallo Kerk, om jou huis in diens van die Here te stel, is om sy hart sigbaar te maak vir die wêreld. Om Hallo Kerk, ons huis in diens te stel van die Here, is om sy hart sigbaar te maak vir mense wat hier instap. En dan gaan dit verder in Genesis en dit sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, en heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug en al die diere van die aarde. Ook die diere wat op die aarde kruip. Ek wil vanoggend 'n beginsel in jou hart vasmaak. As deel van die hart van die huis, as deel van ons skepingsdoel, as deel van wie ons is as mense. God sê, wees vrugbaar. God sê nie, wees saadvol nie. God sê, wees vrugbaar. En dan sê hy later, dan gee ek vir jou die saad, want dit sal jou kos word. Vrug is die nakomeling van saad. God sê, wees vrugbaar. Word die nakomeling van dit wat ek vir jou beskikbaar gestel. Met ander woorde wat God sê is dit wat jy nodig het, is reeds hier. God sê dit wat jy nodig het om vrugbaar te wees. Die Hebreëse woord is eintlik die woord parash, wat beteken expand, om produktief te wees, om te vergroot. God sê wat jy nodig het om te vergroot, is reeds beskikbaar in die aarde. Dis reeds hier. Wie weet julle? Ons nie besig hier op die maan nie. Ons ook die mense daar nie. Nou en dan. Hy sê wat ons nodig het, is reeds in die aarde. Hoekom? Want God kan nie van my en jou vereis wat nie bestaan nie. God sal nooit van jou iets vereis wat nie bestaan nie. So wanneer God sê, wees vrugbaar, dan beteken dit die saad wat ons nodig het om vrugtevol te wees, is reeds in die aarde. Dis reeds hier. Party mense sê om vrugbaar te wees is om kinders te hê. En dis goed. Maar die Hebreëse konteks is daai woord wees vrugbaar, nie die woord om kinders te hê nie. Sê ek hard nee, jy kan nie dit sê nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Kom ek sê jou, wat die Bybel sê. Abraham het net een wettige seun gehad. As God sê, wees vrugbaar, en Abraham het net een wettige seun, dan het God nie gesê, Abraham het 400 of 500 of 1000 kinders nie. Dit het gepraat oor 'n kondisie waarin Abraham moes beweeg. Het gesê, wees vrugbaar, met ander woorde, wees produktief, expand, maak groter dit wat ek in jou gegee het, word 'n renmeester van dit wat beskikbaar is op die aarde, en vermenigvuldig dit, en heers oor dit, sodat my naam en my beeld gesien kan word in die generasies. Dis wat God sê. Ek en Hallo Kerk is gemaak
om te produseer. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dat die Here jou gekies het om te produseer? Glo jy dat jy oor die vermoë beskik om te heers en om te expand en om te vergroot dit wat God in jou hand geplaas het? Dit was sy roep oor jou en daarom het hy jou geseën. Ek het die mens geskaap en hy het hulle geseën, sodat ons in daai seën van wie God is kan beweeg en kan produseer en kan vergroot en vermenigvuldig. Sodat sy beeld kan beskikbaar word vir die wêreld, gesien kan word deur die wêreld. God het dit in ons hande geplaas. Ons het 'n preek gepreek wat sê, wat is in jou hand? Want wat in jou hand is genoeg, wanneer ons dit by die Here se voete neersit. God het ons gekies om te produseer. God het ons die vermoë gegee om te produseer. Ons sien dit in die samelewing, ons sien dit tussen diere. Het jy gesien dat diere, elke saad produseer na homself? 'n Rooibok baar nie 'n zebra nie. Hoekom nie? Want daai saad wat uit hom uitkom, het produseer na sy saad. En dan gaan dit verder hierso, en dit sê in Galasiërs 3 vers 16, en God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar aan jou nakomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Met ander woorde, hy sê, die saad is Christus in ons. Die saad is Christus in ons. Wat ons vermenigvuldig is die saad wat Christus in ons is. Ek wil jou aanmoedig vanoggend, moenie bid, Here, seën my besigheid nie. Here, kom en seën Hallo Kerk nie. Nee, die gebed is die volgende, Here, ek bid dat U die saad wat Christus in my is, sal vermenigvuldig. Sodat die saad van Christus wat in my is, deur die wêreld gesien kan word. Wanneer die saad wat Christus in ons, wat in ons is, vermenigvuldig word, dis wanneer ons begin heers oor dit wat God in ons toevertrou het. Die saad van Christus in ons, minder van ons, meer van God. Ek dink ook hierdie storie vertel, maar ek het eendag in 'n sakeontbyt gestaan en gebid. Ek het langs 'n ou oom gestaan, 'n Joodse oom. Hy was in sy 70's. En ek het gebid en ek het gesê, Here, dankie vir elke persoon hier. En ek bid die hand van guns oor hierdie besigheid, en toe skop hy my. En na die tyd ek met hom gaan sit, toe verduidelik hy vir my hierdie, toe sê Eckhart, God se verbond is nie met besighede nie. God se verbond is nie met dinge nie. God se verbond is met mense. En wanneer iets vermenigvuldig, dan bid jy dit, laat toe dat die saad van Christus in ons vermenigvuldig. God se verbond is met my en jou. As 'n familie onder 'n struktuur, die woord sê ikios. Hierdie gebou, hierdie bymekaar kom, hierdie struktuur, verteenwoordig net ons as gelowiges wat onder 'n struktuur inskuif om te sê, ons kies. Maar God se verbond is met my en met jou. Nie met dinge nie. Nie met name nie, nie met adresse nie. Met wie ek en jy is. En as jy verstaan dat daai verbond 'n verbond is, wat God nakom, want God kan nie teruggaan op sy woord nie, sal jy verstaan dat dit wat in die aarde is, genoeg is vir jou, om te vergroot wat God in jou hand geplaas het. Ons het 'n verantwoordelikheid, Hallo Kerk. Ons het 'n verantwoordelikheid om te produseer. Ons het 'n verantwoordelikheid om te vermenigvuldig dit wat God in ons hand geplaas het. Ek het hier gesê, die kerk het hulle verantwoordelikheid om voor God te produseer, gedelegeer. Ons het ons verantwoordelikheid, Hallo Kerk, as mense, as 'n land, gaan delegeer. Eckhart, wat sê jy? Ons het een van die beste diamantslypers gehad in die wêreld. En toe wat doen ons? Ons voer die rou diamante uit en dan koop ons dit terug teen 10 keer die prys. Want ons het ons vermoë om te produseer vir God gedelegeer. Daar's 'n rede hoekom lande in die Midde-Ooste, die wêreld, vashou. Want ons het ons vermoë om te produseer voor God gedelegeer. Ons het verbruikers geword van 'n produk. Hier is die ding, verbruikerswese is 'n strategie van die duiwel. Ek sê dit vir jou vanoggend. Consumerism is a strategy of the devil. Hy sal jou kry om soveel te verbruik soos wat jy kan. Soveel TV, soveel TV games, soveel iPhones, soveel storieetjies, soveel tyd vir die TV, soveel. Hy sal elke minuut wat hy kan by jou steel om te produseer voor God.
God het ons geroep om te produseer. God did not call us to consume. Die wêreld het 'n verbruikerswese mentaliteit gekultiveer. In ons kinders. Papa. Mamma. En jy kan vir my kwaad wees vanoggend, maar gaan dit preek soos wat dit is. Want ek en jy beskik oor die vermoë om te verander. Ek en jy beskik oor die vermoë om te sê, ek weet dat U my gekies het, dat U my geseën het om te produseer. En ek bid die volgende in my huis, dat die saad van Jesus Christus in my sal vermenigvuldig, minder vir myself, meer van U, sodat my kinders kan verstaan dat daar 'n roep oor hulle lewe is, dat hulle verstaan dat hulle in die beeld en die gelykenis van God geskep is. Sodat ons kan kerke bou, en kinderhuise opsit, en hospitale opsit. Sodat ons vir mense kan bid, sodat hulle gesond kan word. Sodat ons die koninkryk van God in die wêreld kan invat. Dis nie met 'n verbruikerswese mentaliteit nie, hallo kerk. God het ons gekies om te produseer. Ek en my pa het altyd hierdie geveg. My pa sê 'n pessimis, en hy gaan hierdie kyk en dan gaan hy my bel. My pa sê 'n pessimis is 'n ingeligte optimis. En ek stem nie saam nie. 'n Pessimis is nie 'n ingeligte optimis nie. 'n Pessimis in die woord van God is 'n ongelowige. Ek en jy beweeg met die wysheid van die Here. Ons is nie pessimisties as dit kom by die woord van God nie. Die wêreld het ons pessimisties gemaak wanneer dit kom by die woord van God. Ja, ek wil dit sien. Maar jy het 14 dae laas, of 24 dae laas, het op jou knie gesit voor en gesê, Here, dankie vir die teenwoordigheid in my huis. Maar 28 dae later in 'n gesprek, dan ek wil dit eers sien. Wanneer ons stil word op ons knieë voor die Here, dan kom die Heilige Gees en hy verhelder die geestesoë van ons harte. Dis hoekom Dawid sê, Here, kyk na my hart. 'n Pessimis is nie 'n ingeligte optimis nie. 'n Pessimis is 'n ongelowige. Ek klink kwaad vir myself vanoggend. Maar ek is nie. Ek wil net iets in jou hart vasmaak. Ek wil jy moet verstaan vanoggend dat jy geroep is. Dat God jou gekies het om te skep. Dat ek en jy die verantwoordelikheid het om weg te breek van perspektiewe en van mentaliteite in hierdie wêreld. Gerard sê dit altyd so mooi. 'n Bedelaarsmentaliteit. Hallo kerk, dis nie ons porsie nie, dis nie jou porsie nie. God het ons geskep om te heers, om renmeesters te wees en om verantwoordbaar te wees in hierdie wêreld. En partykeer is dit harde werk, want hier is die realiteit. Leiers, who are not willing to be questioned, will end up doing questionable things. Safety and wisdom in the counsel of many. En ek het ons rede hoekom ons 'n familie is. Dit is 'n rede hoekom ons in mekaar se lewens inspreek. Wanneer iemand na jou toe kom en sê, hey, nie jou kapok handjie bors uitstoot en jou hande in die lug gooi nie. Die woord sê, there's safety, there's wisdom in the counsel of many. Wanneer ons mekaar as 'n liggaam van Jesus Christus toelaat om in mekaar se lewe in te spreek, is ons wysheid en ons veiligheid. Ons mense wat gereeld in hierdie kerk in my en Ansel se lewe inspreek. Partykeer is dit lekker nie. Maar ons moet dit hoor. Ons moet dit hoor. Sodat ons verantwoordbaar kan wees oor dit wat ons spreek, oor dit wat ons sê, oor dit wat ons doen buite 'n Sondag. Laat die mense in jou lewe toe om in jou lewe in te spreek. Laat die Heilige Gees toe om in jou lewe in te spreek. Ons saad is Christus. En my gebed vir ons as Hallo Kerk familie is dit, dat die Here sal kom in hierdie seisoen, en dat hy die saad wat Christus in ons is, sal vermenigvuldig, sodat die wêreld en hierdie land geraak kan word deur ons wat hier sit. Hallo Kerk. Die woord sê, the prison prospered on Joseph's account. Dit sê Potiphar's house prospered on Joseph's account. Is jou werk en jou kollegas besig om vooruit te gaan omdat jy teenwoordig is? Of bly hulle weg van die kerk af omdat jy teenwoordig is? Dis net wanneer ons die Heilige Gees toelaat om in en deur ons te beweeg,
vir geboue en plekke en mense met wie ons in aanraking kom, voorspoed beleef. Dis wanneer ek en jy belyn met ons roeping. Ek het baie keer hierdie gesprek met mense en ek sê dit, mense hou nie daarvan nie. Ek sê, God gee nie vir jou geld nie. Want as God vir ons geld gegee het, kan ons almal net op ons teëgekom het hiervoor en gesê het, Here, laat hulle val uit die hemel uit. God gee vir ons saad. Jou besigheid is 'n saad. Jou salaris is 'n saad. En wanneer daai saad onder die grond ingaan, onder leiding van wie God is en doodgaan, dan vermenigvuldig dit. Ek wil jou vra vanoggend, is jy bereid om daai saad, dit wat moet vergroot, dit wat moet vermenigvuldig, is jy bereid om daai saad in die grond te sit, sodat dit kan doodgaan, sodat dit kan vrug dra? Kan jy sê, nie meer my planne nie, nie my gedagtes nie. Hallo kerk, as jy 'n salaris verdien en jy het nie 'n begroting nie, dan vertel die wêreld vir jou waar jou geld moet gaan. Klink dit vir jou of jy heers oor die wêreld? Nee. Jy het die verantwoordelikheid om die rande en sente in jou hand en naam te gee. Dis hoe God ons geskep het. Jy het die verantwoordelikheid om jou besigheid as 'n saad in die grond te sê, Here, hier is nie my besigheid nie, dis u besigheid, en dankie dat u my gekies het om 'n renmeester te wees, en dankie dat hierdie besigheid en dat hierdie kerk die koninkryk sal dien, sodat generasies gered kan word. Kan ek jou uitdaag volgende om my saad in die grond te sit, en te sê, Here, nie my wil, nie u wil. U wil oor my lewe. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 sê die volgende: hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes bly, jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet hulle daarop praat as jy in jou huis is. En as jy op die pad is. As jy gaan slaap en as jy opstaan. Nou weet nie lekker nie, maar dit klink vir my soos altyd. As jy wakker is, as jy slaap, as jy by die huis is of jy op die pad is. Ek dink dis min of meer die 4 plekke waar ons is. Dit sê, vat hierdie gebooie vandag, maak dit in jou gedagtes vas en skerp dit in by jou kinders. As jou hart vol geloof is, word jou huis 'n saadkamer van geloof. As jou hart vol geloof is, hallo kerk, word jou huis 'n saadkamer van geloof. Wat jy leef, word jou kinders se lense van God. Hallo kerk, wat ek en jy leef, word ons kinders se lense van God. Ja, ek het nie kinders nie. Alright, wat ek en jy leef by Hallo Kerk, word die lense vir die volgende generasie van Hallo Kerk. Wat ek en jy kies om te doen hier, hoe ons dien, hoe ons met mekaar praat, hoe ons mekaar eer, hoe ons die Here eer, hoe ons aanbid, word die lens vir die volgende generasie in hierdie gemeenskap. Want God is 'n God van generasies. En ek wil afsluit. Genesis 12 vers 7 sê die volgende: en toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here, wat daar in hom verskyn het. Hallo kerk, as jou hart by jou huis is, sal jy verstaan dat generasies nie net huise bou nie, maar altare. Wanneer jou hart in jou huis is, sal jy verstaan dat generasies nie net huise bou nie, maar altare. Plekke van aanbidding. Plekke waar die Here in Here se teenwoordigheid aan mense verskyn. Plekke waar ons terugkom om te sê, maar hier het ek die Here gesien en hier het ek die Here ontmoet. Wanneer 'n persoon deur hierdie doopbad gaan in Hallo Kerk en 'n storie gaan vertel in 'n ander land van 'n kerk, Hallo Kerk, waar hy sy hart vir die Here gegee het en waar hy deur die water was, dan bou ons altare. 'n Altaar, die Engels sê, it was a place of consecration. 'n Plek van aanbidding. 'n Plek waar die teenwoordigheid van die Here was. Abraham, Isak en Jakob het altare gebou oral waar hulle gewoon het. Plekke van herinnering. Plekke wat sê, God was hier getrou. Ek wil jou vra vanoggend, is dit jou getuienis? Kan jy vanoggend getuig dat God hier getrou was? Dat God hier getrou is? Dat God getrou is in jou lewe?
Snelle kerk, het gaan nie oor hoe ons voel en wat in die wêreld aangaan nie. So het vanoggend gesing, wanneer dit goed gaan met jou siel, beteken dat jy verstaan dat die vrede van God jou hart reguleer en oor jou hart reageer. En in plaas daarvan om te sê, ja maar die regering, ja maar die staatshospitaal, vat daar ja maar, buig dit nie, en sê Here dankie. Dankie dat die God vreesende mans en vrouens oprig om ons regering te vul. Dankie dat die God vreesende mans en vrouens oprig om ons skole te vul, om ons hospitale te vul, om ons universiteite te vul. Vat die ja maar, buig die knie en laat God toe om God te wees oor jou lewe. Daar's 'n gesegde wat sê, if you want God to respond with fire, you have to build an altar. But there cannot be an altar without a sacrifice. If you want God to respond with fire, build an altar, but there cannot be an altar without a sacrifice. Hallo kerk, het gaan ons iets kos. Met die teenwoordigheid van die Here te fasiliteer gaan ons iets kos. Om saad in die grond te sit en te sterf vir onsself, sodat ons besighede, ons lewens, ons getuies, ons gesinne, ons huise 'n beeld word van wie God is vir die volgende generasie, gaan ons iets kos. Daai prys is goedkoop, wanneer jou hart in jou huis is. Wanneer jy verstaan dat jou huis 'n saadkamer van geloof word vir 'n volgende generasie. Ek wil jou aanmoedig vandag, maak jou huis 'n plek van aanbidding. Nie 'n plek van oorlewing nie. Ek kom by te veel mense waar hulle huis 'n plek van oorlewing is. Hallo kerk, jou huis is nie 'n plek van oorlewing nie, jou huis is 'n plek van aanbidding. Laat toe dat jou huis weer jou huis van aanbidding word. Hallo kerk, hierdie gebou is nie 'n plek van oorlewing nie, hierdie gebou, hier waar ons bymekaar kom, is 'n plek van aanbidding. Dis 'n plek waar ons kies om te sê, ons weet dat die Here God in beheer is, dat hy hier is, dat hy teenwoordig is. Jou huis word gesond, wanneer jou hart vol God se teenwoordigheid is. As jou huis ongesond is, laat die teenwoordigheid van die Here toe, en jou huis sal genees. Dis in God se teenwoordigheid waar ons genees. Die woord sê, we were sanctified, set apart for a time like this. God het ons afgesonder en gekies vir 'n seisoen soos hierdie. Kom ons laat sy teenwoordigheid toe in ons lewens. Ek gaan vra elke oog toe, elke hoof gebuig. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir die Here te gee nie. As jy sê, ek wil hierdie Jesus kies. Ek wil hierdie God kies wat sy seun gestuur het om te kruis gesterf vir my sondes, sodat ek kan lewe in oorvloed. Sodat ek verskil kan maak, wil ek jou vanoggend vra om net vir my vinnig jou hand op te steek en te sak, elke oog toe, elke hoof gebuig. Dankie vir daai hande. Ek wil jou verklaar vanoggend dat God is gees, God is almagtig. God is liefde en dat God jou lief het. Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir elke hand wat nou opgegaan het. Ek gaan vra dat ons in hierdie atmosfeer net saam met hulle bid. Die wat se hande opgegaan het, en ek wil vra dat jy as 'n familie saam met my sal bid. Jesus, ek glo dat jy die seun van God is. Dat jy gesterf het vir my sondes en dat jy opgestaan het uit die dood uit. Ek glo vandag dat die krag wat die Vader gebruik het om Jesus te verheerlik, ook die krag is wat in my is. Here, ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. Ek nooi nou in en ek dank U dat my naam ook nou in die boek van lewe geskryf is. Bid dit in geloof
Ek bid dit in die kragtige naam van Jesus. Amen. Kom ons geef hulle lekker hande klap.